Bonnievale, ons op Bonnievale skool. Jy was die doeksleerling in matriek, maar tog speel jy nou nog 'n rol by die skool in terme van beurse en jy het op 'n stadium by 'n prysuitdeling gesels en jy het gesê 'n mens is wat hy kies. Ek wil terugkom na die grootword in Bonnievale en die beginsel van 'n mens is wat hy kies. Ek dink ek moet eers kwalifiseer om 'n doeksleerling op Bonnievale te wees. Dis dalk nie so 'n groot prestasie nie. Daar was net 23 van ons in matriek gewees. Maar dit was 'n fantastiese omgewing. Deesdae gaan privaat skole op vasbyt stappe om aan die natuur blootgestel te word. So ons het eintlik 'n privaat skool ondervinding gehad. Baie goeie onderwysers. Dis die enigste hoërskool op die dorp wat nou beide die Brein en die Wit gemeenskappe bedien. So ek het nogal 'n sagte plekkie vir die skool. Die beginsel wat jy is wat jy kies. Sien, ek dink dat daar's niemand wat ek van weet wat klein dink en dit groot maak nie. Ek dink dat een van die Amerikaanse beleggingsbankiers het gesê, employ them poor with a deep desire to be successful and very bright. Ek dink as daar individue is wat daai vertrekpunt het, dan gaan hulle dit ongetwyfeld groot maak. Tuis na skool gaan jy Stellenbosch toe. Jy studeer landbou. Landbou, daarna doen jy 'n MBA wat jy toevallig met lof ook gekry het en toe begin jy werk in die finansiële dienste sektor. Hierdie skuif van landbou na finansiële dienste sektor, hoe dit gewerk? Dis baie interessant. Ek dink dat landbou seker maar ons almal se bloed op 'n of ander manier en as jy 'n soort van elementêre beroepsvoorligting kry, dan sê jy as jy goed doen in wiskunde en wetenskap, jy moet BSc gaan doen en terwyl ek uiteindelik by my MBA uitkom, dat ek besef maar beleggings is wat ek wil doen. En van daar af is ek in die beleggingswêreld. Nou goed, 'n baie suksesvolle loopbaan, maar ek wil begin by 1993. Jy en 'n paar kollegas begin Coronation. Jy word in 1996 uitvoerende hoof en terwyl jy uitvoerende hoof is, noteer julle, maar julle gaan ook van, kom ons sê, idee tussen 'n paar pelle na die tweede grootste onafhanklike batebestuurmaatskappy in die land. Daai sukses as jy terugkyk, wat was die blokke wat daai sukses meegebring het? Hierdie goed is mos maar baie moeilik om vas te pen, maar ek dink daar's enkele goed wat baie duidelik uitstaan. In 93 het ons, wat by Cyfrits was, 5 van ons gesê, ons wil ons eie besigheid begin. Ons wil aandele in ons eie besigheid besit en ons het gesien die skuif in die finansiële dienste sektor. Ek dink op daardie stadium was die groot lewensversekeraars, met alle respek, complacent. Hulle het hoë upfront kommissies gevra. Hulle beleggingsprestasie was nie so goed gewees nie. En dit was 'n gaping wat ons gesien het. Dit is ook interessant om te sien dat Investec, Rand Accept, ook op daardie stadium begin het. Met ander woorde, die tafel was gedek vir die veranderinge. So, omgewing was belangrik. Tweedens is daai diep behoefte om jou eie ding te doen. En dan natuurlik spanwerk. Ons was 5, later 15 geraak. En in 96 het ek by Leon Kanfer oorgeneem. En ek dink die feit dat ons so gefokus was, ons is nooit afgelei en afgetrek deur ander goed nie. Ons wou net uitnemende beleggingsbestuur lewer en ek dink dit word deur die huidige span nog verder vervolmaak. Daarbey tesame het ons die nuwe Suid-Afrika omarm. Ons het in 93 begin, die nuwe Suid-Afrika het in 94 aangebreek en ons het gefokus aanvanklik op pensioenfondse, op goeie beleggingsbestuur, lae kostes. David Barnes was instrumenteel daarmee gewees. Ek kan onthou hoe hy ons IT manager laat fire het omdat hy laptops aangekoop het wat hy nie moes nie. Soos 'n kombinasie van faktore, maar fokus en daai behoefte om te slaag. Tuis, jy het baie lank gekyk na besighede, na maatskappye om as 'n belegger toe te tree daartoe. Jy's deesdae baie senior in die koöperatiewe omgewing, dien op verskeie direksies. Die verskil tussen 'n goeie en 'n slegte maatskappy. Waar lê daai verskille? Ek dink mens moet wegtrek deur te sê dis 'n baie dun verskil. Want dis amper soos die top van 'n spits. Aan die een kant is jy suksesvol, aan die ander kant faal jy. Daar's natuurlik goed soos industrieë, winsmarges, mense en 'n klomp ander goed wat goeie maatskappye van slegtes onderskei. Maar ek vind dikwels bo en behalwe die mense is daar 'n soort van telltale signals wat aandui wanneer 'n maatskappy se fokus verkeerd is. As die fokus is op die hoofkantoor, op die titels, op politieke corporate infighting, as dit lank vat vir finansiële resultate om uit te kom, as daar chaos is betreffende produkreekse, as die verspreidingsnetwerke buite orde is. So dit is 'n moeilike aanduiding en 'n antwoord, maar daar is tog sekere tekens. En jy kan ook kyk, soos ek sê, wanneer maatskappye hulle resultate bekend maak. As dit weke en maande vat, of maande eerder as weke vat, is dit dikwels 'n aanduiding. Tuis,
Jy is terug in die wynbedryf by die KWV en daar was baie publisiteit rondom dit. Ons weet van 'n transaksie wat baie publisiteit veroorsaak het. Ek wil nie oor die transaksie gesels. Ek wil eerder dit van die hoek af beskou. As jy terugkyk, wat het jy geleer daaruit? Wat bly by jou? Net om die perspektief vinnig te stel vir jou, toe ek as nie uitvoerende direkteur betrokke geraak het vir 'n 20 maande periode, het die aandeleprys gestyg van 6 na R12. So dit was eintlik 'n baie goeie loopie. Maar ons moes toe die volgende stap neem. En die volgende stap kon jy eerder baie tyd en geld bestee of 'n koöperatiewe transaksie. En die koöperatiewe transaksie was die een met Ceres van Pioneer Voedsel wat na my mening 'n huwelik, 'n marriage made in heaven was. En ek dink wat gebeur het is dat pleinweg emosies, boerepolitiek het die transaksie van die spore afgebring. En wat ek geleer het eerstens is moenie jouself in 'n konfliksituasie bevind nie. Ek was op beide rade, beide die Pioneer en die KWV raad, so ek kon die rigting gee nie. Tweedens kan jy nooit te veel werk voor die tyd doen om alle partye saam te neem nie. Ek dink daar was dalk te min werk gedoen om die boeregemeenskap saam te neem. En aan die einde van die dag dink ek baie keer oorheers emosie rasionaliteit. En 'n mens sien daai advertensie baie dikwels tussen emosie en rasionaliteit en dit was weer eens so 'n geval gewees. Dis jammer want die aanbod wat Pioneer gemaak het was R13 en die prys staan tans op R8.50.